Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan goed met jou. Van my Pastor Retief Boysen en die hele beleefspan, dis regtig 'n absolute voorreg om saam met jou te kan stil raak in God se teenwoordigheid. Nou, het jy al ooit iemand gemis? Ek bedoel regtig gemis. En dan skielik hoor jy hoor hulle stem. Miskien is dit oor die foon of agter jou in die vertrek. Dis asof daardie stem alleen sonder enige verdere woorde, net daai klank, jou hart vul met vrede. Jy voel onmiddellik net nader, gerusgestel. Dis meer as net klank, dis eintlik maar verhouding. Nou dink daaraan, God voel dieselfde oor jou. Hy verlang daarna dat jy sy stem sal hoor. Hy wil met jou praat. Hy wil hê jy moet weet dat hy naby is, dat jy nie alleen is nie. Nie net in tye van krisis nie, maar eintlik elke liewe dag begeer God dat jy sy nabyheid moet ken en sy stem moet ken. Nou daar's iets besonders daaraan om sy stem te kan herken, want dit bring vrede in onsekerheid, rigting in verwarring en net sommer rus in storms. Daarom begin ons hierdie week 'n reis saam en die reis gaan alles oor hoe om God se stem te hoor. En vandag begin ons met hierdie waarheid. God wil met jou praat. Hy's nie ver weg of stil nie. Hy noem jou op jou naam en hy wag dat jy luister. Jesus gebruik in Johannes 10 die beeld van 'n herder en sy skape. Hy sê, my skape luister na my stem. Geliefde, dis nie net die geestelikes nie, daai supergeestelike mense wat die stem van die Here hoor nie, dis sy skape. En as jy in hom glo, is jy een van sy skape. Hy ken jou, hy noem jou op jou naam. En hy wil hê jy moet leer hoe sy stem klink. Dis nie altyd hierdie dramatiese of 'n buitengewone ervaring nie. Dis nie altyd donderslae visioene nie. Dikwels is dit eintlik net eenvoudig. Dis 'n indruk, 'n vrede, 'n wysheid wat nie van jouself afkom nie. God is 'n sprekende God. Hy praat nie net histories nie. Hy praat vandag nog en nou nog en deur sy Heilige Gees praat hy elke dag met jou. En hy wil hê ek en jy ons moet luister. Nou wat beteken dit prakties? Eerstens, moenie jouself afskryf nie. Wat ek bedoel daarmee is dat jy en ek, ons kan bly leer. Jy kan leer om God se stem te herken. Dan begin deur elke dag hom uit te nooi en te sê, spreek Here, u dienaar luister. En dan al glo dat hy met jou wil praat. Dis nie jou verbeelding nie. Jy moet weet, jy is sy kind en hy wil met jou praat. So, maak hierdie verklaring saam met my en sê dit met oortuiging. Ek is sy skaap, hy is my herder en ek ken sy stem. Geliefde, jy hoef nie onseker te wees of God jou wil lei of met jou wil praat nie. Jy hoef nie in die donker rond te tas nie. Jy het 'n herder en hy praat daagliks. So ek daag jou uit. Begin hierdie week met geloof en met verwagting. Hy gaan praat. Die vraag is, sal jy luister? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u die enorme voorreg wat ons het om vandag te kan net stil te kan raak en hierdie week te kan reis rondom die gedagte, die wete, eintlik die belofte dat u praat met ons. U praat met u kinders, u praat met u skape en daarom wil ons hierdie week afwagtend en met groot hoop en met geloof wandel en weet dat God praat met ons. Daarom vra ek Here vir elke persoon om hulle hart en hulle gedagtes wyd oop te maak hierdie week en met verwagting sal bid en te sê, praat Here, u dienaar luister. Praat Here, u skapie luister. Here, praat, ek begeer om u stem daagliks te kan herken. Here, dit is my begeerte dat ons as 'n geloofsfamilie sal groei in ons nabyheid met u en daarom vra ek Here dat u met ons konstant sal bly praat en dat ons sal ons ore en ons harte instel om daagliks te hoor. Ons bid dit als in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat julle ingeskakel het saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.